verstaan ek nie. Maak gou, ek kan nie meer kry nie. Dis so 'n mors van tyd. Ek gaan 'n uur ouer wees as ek hier uitkom. En niks om daarvoor te wys nie. Dit is mamma se nuwe storie. Jy moet glo afkoel in jou kamer. Afkoel nogals. Dis net soos in rugby. Sy was hier een keer en dan haal sy die geel kaart uit. Blaas sy die fluitjie. Net soos 'n rugby skynsregter. En dan is dit. Skoot, kamer toe. Gaan dink oor jou sondes. En hier sit ek nou. Sonder Teddy. Dit was die lekkerste baba oppas van my lewe. Sien, ek en my sussie Robin was lekker te pek. Toe ons vanoggend weer ons pappa neefie Firmpie moes oppas. Hy is net 2 en onmoontlik. Ek weet, hoe kom tannie Lindy om hier kom los. Sy kan hom nie hanteer nie. Sy gaan net kerk toe om van hom ontslae te wees. Maar toe kry ek mos 'n brainwyf. Ons proef vir Wirmpie in sy speellok. Ek gaan al van ons hou kussings, maak 'n gootjie in die hoekie en trek 'n klompie vere uit. Toe speel ons heuning aan Wirmpie se handjies, voetjies en sy pensie. Waar was jy? Die kraaibaby het nie eens een keer kwee gesê nie. Hy was mal oor die vere. Soos hy 'n veer van hierdie hand aftrek, gaan klou het aan die ander hand. Hy was vere van kop tot toon. Later die hond en die kat die hele sitkamer. Groot spots. Wirmpie was gelukkig in sy hok. Ek en Robin saal voor die bank op voor die TV. Ek weet nie die situasie. Maar toe kom ma en tannie Lindy terug. Kon hulle nie sien hoe lekker daai neefie van my gespeel het nie? Vat sy 'n paar veertjies na. Maar toe nee, uit met die geel kaart vir my. Kon hoor net hoe skree daai neefie van my. Hy wil nog speel, maar nou wil sy mamma seker skoonmaak. Ja, Wirmpie, huil nog oor van hulle koppe af. Nee, ja mamma, ek kan nie nou kom help nie.